Goeiemôre. Ons lees vanoggend uit Markus 10 vanaf vers 17 tot 31 en ons preektema is alles of niks. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir reën wat nog val op plekke en daar is ook skade. Ons vra dat U ook daar sal uitkoms bring. Maar baie dankie dat U ons seën. Ja, Here, sonder reën, het ons iets om te drink nie. Ons kan niks doen nie. Want water is lewe. Wil U ook die lewende water oor ons uitgooi? En daarom bid ons ook vir hulle wat siek is, in hospitale is, wat swaar kry, dat U 'n hand van bewaring oor elkeen sal hou en hulle sal gesond maak. Dankie dat U goed is vir ons en ook na ons omsien. Help ons ook nou waar ons uit U woord gaan lees. Amen. Markus 10, as ek sê, ek lees uit die nuwe direkte vertaling deesdae, vanaf vers 17. Die opskrif is net gewoon die ryk man. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, dan loop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Daarom noem jy my goed, niemand is goed nie, behalwe een. Dit is God. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord hom: "Meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom." Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy kom hier, volg my." Maar hy het neergedruk geword oor die antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe om hom rondgekyk vir sy disippels gesê: "Hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan." Die disippels was verbuisterd oor sy woorde. Jesus sê toe weer vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit tog om die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om die koninkryk van God in te gaan." Die disippels was heeltemal uit die veld geslaan vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het stip na hulle gekyk en gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alles moontlik." Petrus het vir hom gesê: "Kyk, ons het alles agtergelaat en U gevolg." Jesus het geantwoord: "Amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, broers of suster, moeder, vader of kinders op grond van ter wille van my en ter wille van die evangelie agterlaat en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, maas, kinders en die grond, en vervolgens daarmee saam, en die bedeling wat kom die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Ek lees net tot daar. Ja, dit klink interessant, nee. Alles of niks. Jesus is 'n onbekende dorpie. En in die dorpie word hy, as ons nou teruglees, dan sal ons sien, word hy uitgelok oor 'n vraag oor die egskeiding. Maar in hierdie tyd maak ook Jesus 'n punt daarvan om die kindertjies na hom toe te laat kom. En volgens oorlewering was dit eintlik maar straatkinders en hulle te seën. Maar nou sê Jesus, dis tyd om aan te beweeg. Want hy het 'n belangrike afspraak gehad, soos ons later sal sien. 'n Afspraak met die kruis. En terwyl Jesus nou uit hierdie dorpie uitstap, kom daar 'n jong man na hom toe aangehardloop en hy vra die vraag:
Dit het baie van onsself al gevra het. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry, te beërwe? En dan sien ons dat hierdie jongman eintlik sy bes gedoen het. Hy het sy bes gedoen in die kerk. Maar hy het besef iets kom kort. Dit is nie genoeg nie. Hy het iets in sy lewe gemis en hy het nie geweet wat dit is nie. As hy maar net kon weet waarna hy soek, as hy maar net kon weet dat dit waarna hy soek, staan voor hom in lewende lywe. Maar hy het nie geweet nie, want hy ken nie vir Jesus. As hy vir Jesus ken het, sou dit onnodig wees om die vraag te vra oor die ewige lewe. Ja, dit is 'n jongman wat soekend is hierdie. Maar hy is soekend na iets wat hy by sy versameling skatte kan byvoeg. Hy soek die skat, die erfporsie, die ewige lewe. Jy sien, hy wil graag die ewige lewe hê. Hy wil deel wees van hierdie koninkryk, maar eintlik was hy nog nie gereed om hierdie koninkryk ontvang te word nie. Want as hy maar net soos 'n kind kon glo. Want kinders is 'n voorbeeld van vertroue en geloof. Kinders doen niks om ewige lewe te verkry eintlik nie. Hulle ontvang dit net deur kinderlike geloof. Maar die jongman was onder die indruk dat hy die ewige lewe kan kry deur nog iets by sy doenlysie te sit. Daarom is die jongman op die man af geen draai of swaai nie. Wat moet ek doen? Dis reg, kom tot die kern van die saak. Ja, hy wil die ewige lewe hê. Soms wonder ek of ons ook tot die kern van die saak teerdring, wanneer dit oor ons geloofslewe gaan. Ja, spring bietjie, partykeer rond op YouTube, terwyl ons na hierdie erediens luister. Waar is die ewige lewe op jou prioriteitslys? As jy na 'n gemeente soek, waar jy kan aanbid. Is die ewige lewe enigstens op jou lysie? Is die ewige lewe op jou prioriteitslyse? Baie keer, as ons kyk na 'n gemeente, dan steur ons nie aan die boodskap nie. Nee. Ons kyk na die gemaklike sitplekke, die mooi saal, die mooi verhoog, die mooi kansel, die lekker musiek, die lekker vibe, parkering, badkamer skoon. Is daar genoeg fasiliteite vir kinders, so die kinders lekker kan speel? Lewendige erediens. En in die proses vergeet ons van Jesus. Kom ons begin deur eerstens krediet te gee aan hierdie jongman. Hy hardloop na Jesus toe. Hy val op sy knieë voor hom. En hy dring deur tot die kern van sy twyfel. Ons kan gerus hierdie jongman se voorbeeld volg. Want hy het 'n besorgdheid gehad oor sy geloofslewe. Iets waarvan ons gerus kennis kan neem. Maar daar's ook 'n tikkie van geestelike hoogmoed en 'n mate van arrogansie by hierdie man. Ja, daar's 'n dringendheid in hom, daar's 'n dringendheid by hom. Maar agter sy woorde en krampagtige afsak op sy knieë voor Jesus, lê die kern van sy probleem.
En Jesus vind dit nie moeilik om tot daardie kern deur te dring nie. Jy sien, hierdie jongman se welvaart en oormaat selfvertroue maak van hom 'n persoon met arrogansie en geestelike hoogmoed. Eintlik is hy iemand wat niemand nodig het in die lewe nie. Ek ken baie sulke mense. Ek het die geld, ek het die arrogansie. Wanneer ons toelaat dat vermoëns, klas en posisie in die samelewing onsself laat onderskei van die res van die gemeente, is dit niks anders as arrogansie en geestelike hoogmoed nie. Jy sien, dan is ons besig om 'n morele meerderwaardigheid te handhaaf waarmee ons afkyk na mense toe. Hierdie jongman wag op Jesus se ja vir al die goeie dinge waarmee hy doenig is. Hy kom hier en hy sê, maar doen dit, ek doen dit, ek doen dit. En Jesus sê vir hom, doen jy dit? En hy sê, ja. En al wat hy wil hê is Jesus moet vir hom sê, jy's out of the way. Maar partykeer help dit nie. Ons lys, al ons oormaat trots, en ons kan spog by Jesus nie. Jy sien, ons kan nie redding verdien met alles wat ons bereik het nie. En hierdie jongman besef, redding word nie gekoop nie. Hoe gebeur redding? Die goeie nuus is eintlik Jesus red ons. Jesus Christus alleen red ons. Jy sien, baie keer kom arrogansie en geestelike hoogmoed en verblind ons, sodat ons nie vir Jesus raak sien nie. In steede daarvan om te probeer om jou in die ewige lewe in te presteer deur persoonlike prestasies, kom eerder jou afspraak met Jesus na. Want Jesus gee vir ons vryheid, maar Jesus stroop jou ook van jou persoonlike trots en geestelike hoogmoed. En Jesus besef jy dat niks saak maak behalwe Jesus nie. Om Jesus te volg van 'n verhouding gebaseer op liefde vir jou naaste. Doen 'n bietjie afstand van jou persoonlike prestasies. Stroop jouself van die trots wat jy weerhou daarvan om Jesus se kind te wees. Gee jouself net oor aan Jesus soos jy is. Jesus sê, jongman, jy moet gaan uitverkoop aan nou. Gaan verkoop jouself aan Jesus. Gaan uitverkoop. Ja, ons het onsself uitverkoop aan Jesus. Nou wil ek 'n moeilike ding vra. Ons het nie veel nie, maar wat beteken jou geld, jou tyd en jou besittings vir jou? En hoewel Jesus dit vir hierdie jongman vra, beteken dit nie dat ons as gelowiges dieselfde moet doen nie. Want ons sien baie van Jesus se volgelinge het nie alles verkoop nie. Maar het hulle geld en hulle besittings gebruik om ander mense te dien. Ons het 'n goeie bestuurder en rentmeester vir ons geld, tyd en besittings wees. En dit vra soms om alles te verkoop en dit vir behoeftige mense te gee. Ons het 'n verantwoordelikheid ook om na ons persoonlike behoeftes en die behoeftes van ons gesinne om te sien, sodat ons nie 'n las vir ander mense word nie.
Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om na behoeftiges om te sien. Ja, as jy alles moet opgee, ja. Maar ons moet bereid wees of van ons geld afstand te doen, wanneer geld 'n afgod is. Wanneer jy jou beursie hier so naby jou hart dra. Ek ken 'n persoon wat daai persoon het sy hele pensioen aan sy familie uitgeleen. En die kerk vir hom so. Want die familie betaal nie terug nie. Dis mos nie fair nie. Maar wanneer ons geld selfsugtig aanwend, dan mis ons ook die Here se geleentheid. En word ons soos daardie jong ryk jonge. Jy sien, as ons die Here ook met ons ekonomiese welvaart seën, dan gee hy ook vir ons 'n bedieningsgeleentheid. As ons bereid is om te deel en te gee, dan breek ons 'n hindernis tussen ons en Here af. Ja, met so gesindheid sal 'n volgeling van Jesus daarvan weerhou word om ons God gegewe welvaart selfsugtig te gebruik en aan te wend. Wat sê hierdie verhaal eintlik vir ons? Hierdie verhaal sê, daar mag nie iets tussen jou en Jesus kom nie. As Jesus vanoggend vir jou vra, is jy bereid om jou huis op te gee? Jou motor? Jou beleggings? Jou vlak van inkomste? Jou posisie op die sosiale lewe? Jou bevordering? Dan sal jou reaksie bepaal wie is jy? Wie is jou baas? Is dit 'n hindernis? Of is dit 'n bedieningsmoontlikheid? Partykeer is dit alles. Alles of niks.